Hallo julle, welkom by nog 'n video van Flowering Almond. Ek hoop julle gaan saam groei, saam leer en net verdiep in julle liefde vir Jesus. Mag hy julle dieper vat en nader aan hom vat. Ek gaan sommer so 'n oomblik net my oë sluit, as julle saam met my kan sluit en net 'n gebed vir ons doen. Aba Vader, baie dankie vir die groot genade dat ons na u troon van genade toe met vrymoedigheid kan kom. Here, dankie dat u 'n afspraak met elke inluisteraar het, elkeen wat hierdie video kyk, elke familie. Here, ek kom bid dat u hulle sal ontmoet waar hulle is, in watter seisoen hulle self mag bevind, Here, en ek bid dat u vir hulle net opnuut sal kom openbaar, Here, waar u hand nog elke keer getrou in hulle lewe was, in die goeie tye en in die slegte tye. Here Jesus, dankie vir die liefde, dankie vir die kruis, Here, en dankie dat u ons nooit vergewe en ons nooit verlaat nie. Here, ek kom bid die seën op elke vrou wat vandag ingeskakel is en elke vrou wat luister na hierdie boodskap. In Jesus se naam alleen. Amen. Goed julle, so hopelik gaan hierdie video sonder trane gaan. Met ons eerste vroueoggend het ek so 'n bietjie my storie gedeel en ons almal het 'n storie, maar obviously bring dit maar baie trane, want dit was goeie tye en was slegte tye, maar in alles kry die Here die eer want hy was getrou. So ek is Anneke Rigter, ek is die stigter van Flowering Almond en ek glo die Here het regtig my geroep vir 'n seisoen soos nou om vrouens te bemoedig en te bemagtig, mammas te bemoedig en te bemagtig, onderwysers, werkende vroue en om kinders ook te bemagtig. So ek was 5 jaar oud gewees en my ma het wonderbaarlik altyd ons stilte tyd kosbaar gemaak, spesiaal gemaak. Dit was nie net 'n vinnige Bybelstorie nie. So die kere wat ek kon onthou het ons regtig die Here aanbid en liedjies gesing en dit het my hartjie kom wakker maak en kom roer dat ek wil Jesus volg. So op 'n 5-jarige ouderdom het ek 'n droom gehad waar Jesus in die droom was en ek droom het hy my op my skoot getel. En daardie volgende oggend toe ek wakker word het my ma net gesê sy kon skaars by my bed kom want al wat ek my oë het geblink, ek het gestraal en ek het net gesê, Jesus gaan my kom haal. So soos enige ma was my ma eintlik bietjie angstig, want jy wil nie, hoe kan jy dit sê nie? Maar Jesus het eintlik net homself vir my kom openbaar op 'n jong ouderdom en reg deur my lewe, wanneer ek deur moeilike tye kom, het die Here daai beeld wat hy op 'n jong ouderdom kom inprent het hy net weer en weer vir my kom wys. So hoe amazing is dit nie? Die Here kry die eer, want ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Hy is net goed en getrou. So, soos wat ek kan onthou, was my hartjie altyd hinkerend na Jesus. Dit was my lekker om te leer van hom en lekker om sonnaskool toe te gaan en om aanbiddingsliedjie Jan de Wet en die loflaaitjies te luister en te sing en ja, dit was Jesus was vir my 'n realiteit gewees en ek eer die Here daarvoor want ek besef, dis 'n generasie wat voor jou uitgaan, wat Jesus in jou bekend staan. Soos wat ek kan onthou, het my ouma altyd gesit, vir almal gebid. My ouma het baie klein kinders gehad, en vir elke liewe een op die naam gebid, in diepte, in detail, dit is nooit te veel moeite vir haar nie, en dit was daagliks. Ja, sy het die woord gelees, en ek kon sien hoe eet sy die woord van die Here, en my ma was net so uitverkoop vir die Here, van dat ek kan onthou, en ja, so hulle het my groot gemaak in die Here se weë en daarom was dit makliker vir my om die Here te kon aanvaar. So ek wil net terug gaan na dit toe. Dan ja, so toe ek dink om en by so oud as my seentjie nou is 8, 9 jaar oud was my begeerte net na Jesus regtig net soveel sterker en ek weet ek my hartjie vir Jesus gegee en die kinderbybel was nie meer vir my genoeg nie. Dit was my lekker om die Here se woord te lees en tyd het so aangegaan. Ek het die keuse geneem om gedoop te word, want dit is my keuse gewees om Jesus te volg. So ek wou doen wat Jesus doen, en dit is wat hy gedoen het. En hy het regtig sy Heilige Gees op my uitgestort, so hy was getrou, en hy het my kom seën met leierskapssituasies waarin ek geplaas was, en ek kon op 'n 12-jarige ouderdom 'n CSV by my skool begin, en ja, tussen maatjies die evangelie verkondig, en dit klink nou vreeslik, maar ek hoop julle hoor my, dis Jesus, dis hy wat getrou is, en hoekom ek hierdie deel van my storie vir julle vertel, as jy 'n mamma is, maak moeite
om die evangelie by jou kind uit te bring, om 'n voorbeeld te stel. Onthou, my ma het my nie net vertel van Jesus nie, sy het Jesus geleef. Sy het Jesus voor my aanbid, sy het Jesus voor my geprys. My ouma het dit voor my gedoen. My sussie is bietjie ouer as ek en dit is wat sy geleef het. My tannie was een van die groot rolspelers in my pad na Jesus toe. En as ek naweek en vakansies daar gaan kuier het, is dit wat ons gedoen het. Ons het Jesus aanbid. So dit is 'n generasie van vrouens en ek praat nou hier spesifiek van vrouens. Dit gaan nou na die mans toe kom. Maar wat my groot gemaak het en geleer het in die Here se weë. So jy as mamma, moenie jou waarde van jou tyd met Jesus, met jou kind gering ag nie. Spandeer tyd in die woord, verduidelik die nagmaal, verduidelik Jesus se kruisiging. Moenie geestelike oomblikke misloop nie. Ons as mammas is so gou besig om te ry van aktiwiteit na aktiwiteit. Ons sit tyd met huiswerk in. As ons kind sukkel met wiskunde, sit ons vir ure en doen wiskunde somme. Maar die evangelie is dit wat jou kind gaan red. Ja, dit is belangrik om al hierdie ander fasette van jou kind te ontwikkel, maar wat is die belangrikste? Is dat jou kind Jesus kry en op 'n jong ouderdom en 'n kort pad na hom toe moet vind sonder om sy kop te stamp of haar kop te stamp. So ja, daai is my storie daarso. Obviously het die wêreld getrek en die wêreld het getrek en ja, ek het foute gemaak en baie, maar elke keer was die Heilige Gees net so teenwoordig dat wanneer ek fateer het hy my kom aankla en was dit maklik om hom vinnig terug te draai, te repent, agter te laat, om te draai en weer te gaan vir Jesus. So ek is die universiteit toe en toe ek op universiteit was, in my eerste jaar universiteit, ek net eers teruggaan, ek het gaan swat, maar ek het gaan studeer dit wat vir my baie geld gaan inbring. Want ergens daar het Mammon vat plek in my hart gekry. Dat ek wil skatryk wees en of van niemand afhanklik wees nie. Ek wil in troots instap en ek wil kan koop wat ek wil koop. Dit was regtig hoe ek gedink het. Ja, baie oppervlakkig. Dit was die motivering agter dit wat ek gaan studeer het. En ja, op universiteit in my eerste jare die Here al in my hart kom klop en ek het betrokke geraak by gemeenskapsdiens. So baie mense wat op die PIK of by Tikkies of so was, sal weet wat SJGD is. So dis studente heel gemeenskapsdiens en ek het daar by 'n projek in Promosa betrokke geraak en ja, dit was waarvoor ek geleef het. Ek onthou ek het in 'n audit klas gesit en dan is ek besig om my volgende uitreik na Promosa toe te beplan, want dit is net soos dit het my hart so geroer om 'n verskil te kan maak en om my kinders te werk. So ek wil toe verander, maar ek weet nie waartoe en wat om te doen nie. En in die tydperk toe word my pa met kanker gediagnoseer en so ja, my pa is deel van my getuienis, 'n groot deel daarvan. Ek het geglo die Here gaan hom genees met my hele hart en my hele siel. Ek het vir hom gebid. Ek het die Here se krag beleef as ek vir hom bid. So wanneer die dokters anders praat, dan het ek sommer in die spreekkamer uit geloof en ek het net gesê, maar hulle ken nie die Here nie. Jy weet, ek gaan hom gesond maak. En my pa het, die dokters het vir hom 3 maande gegee om te leef, maar die Here het maande by hom toegevoeg. Hy het 9 maande na sy diagnose het hy geleef. En in daai 9 maande het my pa die Here gevind. So my ma het vir baie jare vir sy redding gebid. My pa was 'n amazing man gewees, regtig goeie waardes. Almal het gedink hy volg die Here met sy hele hart en siel, maar hy het nie verhouding gehad nie. En daar die Here omgetrek in verhouding in. So ja, my pa is 'n sterfbed, is 'n getuienis op sy eie. Hy het Jesus gesien. Ons was by toe dit gebeur het. Daar was 'n amazing salwing van die Heilige Gees. En ja, maar ek wou nie groet nie. Ek was kwaad. Almal het gegroet en ek het net gedink, wat's fout met julle? Hoe kan julle hom groet? So, toe my pa oorlede is, was ek kwaad vir die Here, teleurgestel. Maar hy is my anker, so ek het nie my pad met hom het nie verander nie. Of so dit die gevoel nie, ek het nog steeds hom aangegryp en hy was getrou om my te gryp. So in die proses het ek na my pa se sterfte, het ek aangegaan met studies, maar ek het op uitreike gegaan. So ek was 2 keer in die bevoorregte posisie om India toe te gaan en ek sê daai liedjie wat sê thank you India beteken vir my baie, want thank you India, want in India het die Here my hart kom breek. Soos stikkend.
daar was niks van hierdie hart oor nie. Om te kom wys wat in die wêreld aangaan. Hoe lyk iemand wat die Here volg? Ons het daar in 'n kinderhuis gesif en daai kindertjies is uitverkoop vir Jesus en so dankbaar vir alles. Och, dit is boekdele wat ek daar kan skryf. Maar ja, van Indië deur dit was my hartklop toe nou net sendingveld en ek was op 'n uitreik Filippyne toe, daar die Here ook armoede en vir my kom openbaar waardeur sendelinge gaan op die sendingveld en ja, dit was amazing. Ek was op stranddiens gewees en toe op 'n uitreik Zambië, Zimbabwe en Botswana toe en ek het gelewe vir hierdie uitreike. Maar ja, ek het 'n beurs gehad, so ek moes aangaan met my studies en in my finale jaar stap ek op kampus en dis my gebed en ek vra Here, moet ek Engels swat? Is dit wat ek moet doen? Dat miskien is dit die stepping stone in bediening, in sendingwerking. En ja, en in daai proses, terwyl ek so biddend is, julle dis regtig, nee, regtig. Waai daar, randomly, ek swat nie op die onderwyskampus nie, ek is by die ekonomiese fakulteit. Waai daar 'n plakkaat af wat sê, wil jy jou Engels doen? En ek sê, ja, en ek weet dis die Here, maar ek is net so te bang om op te gee, ek is te bang om iets te verander, ek is nie een wat hou van verandering nie, en ek sê toe nee, gaan my ingeskryf vir honeursverkering, ek gaan honeurs swat. En in die helfte van my honeursjaar het die hartklop en die klop van Jesus net al hoe sterker geword, dat ek sielsongelukkig was. En in die proses het ek toe my honeurs verander, klaargemaak en aansoek gedoen vir Engels, my CV oral uitgestuur en ek het toe in Rustenburg beland. Maar ja, so in Rustenburg by 'n skool ingekom, begin skool gee en het nie baie van die plek gehou nie. Ek sê soos Here, hoekom hier? Ek dog ek gaan soos op in Afrika of in Filippyne of ek weet nie, Noord-Amerika, Suid-Amerika of Guatemala, een van daai plekke. Dis dan waar sendeling moet gaan en dis waar ek wil gaan dien en ek het net keer op keer die Here in my gepraat en gesê, nee, maar dis hier waar ek jou wil hê, dis hier waar jy moet dien, dis hier waar ek jou geplant het. So, ons het 'n geleentheid gehad my verjaarsdag waar vriende van my bymekaar was. Een van my vriende gee vir my 'n profetiese woord en hy sê vir my, die Here wys vir hom dat ek skop teen prikkels. Ek wil nie in Rustenburg wees nie, ek wil gaan. En ja, en ek sê wel, dit is so, ek wil nie wees nie. Ek weet nie, hoekom is ek nog hier nie? En hy sê vir my, maar hy sien 'n klein blonde kop seentjie en dis hoekom die Here my hier geplaas het. So ja, julle tyd gaan toe verby en ja, en ek gaan steeds terug na my pa toe, ek onderbreek myself op elke uitreik en oral waar ons gaan en by bedienings betrokke is hospitaalbediening, die een ding wil ek nie my hand opsteek nie, en as iemand vra, bid vir siek mense, dan sê ek nee, daai ek sal woord gee, ek sal evangelie deel, ek bid nie vir siek mense nie, want as ek bid, werk het nie, die Here hoor my nie. So daar was 'n stukkie van wie die Here was dat hy moes kom genees het, so ek los dit nou daar. Maar hy is getrou, dit stop hom nie om te werk in my en deur my en steeds my te gebruik nie. En hoe amazing is dit nie? Dit kom weer terug. Die Here is buite jou omstandighede, buite jou failures. Hy gebruik jou steeds. As jy net jou hand opsteek en sê Here, hier is ek. Ja, so ek het intussen het ek gebid vir my man. En ons almal het ons na hierdie lysie en ek sê nou nie jy moet nou my pad stap, jy onthou nie, die Here het my voorberei vir my unieke pad. So elkeen se pad lyk so 'n bietjie anders. So in my pad het die Here vir my 'n unieke pakkie gegee. So toe ek my man ontmoet en gaan koffie drink, het hy vir my sy storie gedeel en hy het nou gesê hy het deur 'n egskeiding gegaan, hy het 2 kinders en ek het daar gesit en gesê Here, dit nou waste. Ek het nie opgestaan vir hierdie pakkie nie. Maar in daai oomblik hoor ek die Here se stem duideliker as ooit dat hy sê hy weet wat hy vir my man beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Hy wil vir hom 'n toekoms en verwagting gee. En dit is ook waar vriendskappe wat in die Here is so belangrik is. En ek het my beste vriendin, my sussie en my ma genader en hulle het saam met my gebid en hulle het ook ervaar dat die Here hierdie man 'n kans wil gee. Nou op daai stadium moet ek vir julle sê, hy is klaar met die Here, hy is klaar met kerk.
hy is teleurgesteld in wie die Here is, en die Here sê vir my, hey Grace, nou vir my was dit moeilik, want vir my is dit swart en wit, maar die Here het my kom leer hoe werk sy genade, hy het so sag met my man gewerk, ons is getroud, en ons het 'n saamgestelde gesin, ja, 2 van ons eie kinders, en hy was net getrou nog elke keer opgedaag. Maar so ek het toe nou 'n seentjie, my seentjie het koliek. So daar deel ek vir die eerste keer in my lewe met 'n gevoel van depressie en dat ek na geboorte depressie gekry het en dit het die Here opgedaag en ook kom genees, want ek het hierdie perfeksionistiese prentjie gehad dat alles moet perfek wees en as jy 'n kind van die Here is, moet dit perfek wees. Maar hy gebruik elke keer iets, en toe het hy soveel vrouens oor my pad na die tyd gestuur, wat ook kinders met koliek het, ook kinders, of ook gewas waar ek is, waar jy net voel, hoe is jou eerste kind, en jy koop nie, en ek kon hulle bemoedig en woord gee, so die Here het weer eens die sleg wat gebeur het, omskep in die goeie. Ek is later swanger met my dogtertjie, en sy is gediagnoseer met 'n rare siekte. Nou julle, vir iemand wat nie glo in genesing nie, en jy kry 'n kind wat jy weet net die Here kan genees. Ek gaan nie in detail van haar diagnose ingaan nie, maar net die Here kan haar genees. En hoe wonderlik was dit net nie, dat die Here toe kom herstel bring het in ICU, waar ek vir 10 dae met haar was, het die Here net gekom en ja, en homself aan my openbaar. Dit is die naaste wat ek nog ooit in sy teenwoordigheid was daar in die hospitaal waar ek net hom het. En ek kan net hom vertrou vir genesing. En dis waar ek die waarde van geestelike familie ook regtig besef het, want ek kon nie alleen staan nie en ek kon nie alleen dra nie. En daar was die Here getrou weer eens gewees. My kinders is nou pragtig, lief vir Jesus. Terug by die seentjie, ek het nooit vir julle vertel nie, so die woord wat ek gekry het. So, terwyl ek en my man uitgegaan het ek gevoel, hierdie pakkie is nie vir my nie. En ek gaan bid en ek sê, Here, ek kan nie, hierdie is moeilik. En volgende oomblik toe kom wys hy vir my in my joernaal, hier is die woord van die seentjie, en ek besef toe, dis my stiefseun. En ek is so lief vir daai kind, en hy het so 'n calling op sy lewe, en ons het so mooi pad begin stap. So die Here is in die detail, julle, hy is in die detail van my lewe, so daar is pretty much my storie tot op Here. Dis die sakkies wat ek moes dra, die rugsakkies waarvan ek praat, en dis my sakkie, dis my pakkie, en dit was nie altyd maklik nie, ek het baie trane gehuil, dis steeds nie maklik nie, maar ek weet die Here is Jehovah Rapha, hy is die een wat genees, ek het geglo hy is nie daai nie, maar hy is 'n waarmaker van sy woord, hy gebruik ordinêre mense soos ek, Darren Pens mense, ek dink deel van my getuienis is ook, ek's 'n hardloper, en ek het 'n flats ongeluk gehad, en daar was 'n diagnose oor my liggaam gemaak, dat ek nooit weer sal kan hardloop nie. En na die diagnose, 2 komritse later, hardloop ek steeds. So prys die Here, hy is getrou, hy is genadig, en hy is in jou storie ook, en deel jou storie met ander, want dis hy wat in die details is, dis hy wat werk in jou lewe, daar's 'n skrif wat sê, hy werk en wil werk in jou lewe, en hy wil jou gebruik. Ja, maak jou hart net weer oop vir dit wat die Here kom doen, en omhels die swaar kry, omhels die slegte oomblikke, want as jy mooi gaan dink, dis daar waar jy die Here omhels in daai moeilike seisoen, wat hy regtig kom en homself aan jou openbaar. Hy is in die storms. Hy was daar vir Petrus, hy was daar vir sy disippels gewees in die storms. Stefanus, toe hy gemartel was en met klippe gegooi was, het opgekyk en die heerlikheid van die Here was op hom. So in daai moeilik waardeur mens gaan, is waar die Here ook is. Ja, mag hierdie getuienis jou geseën het, mag dit jou aanmoedig om jou storie ook met ander te deel. Baie seën in Jesus se naam.